Kom ons kyk na bindingsenergie en die grafieke. Nou hierdie grafiek is is waarskynlik makliker om van regs na links te lees. Nou aan die regterkant is die twee atome nog redelik ver van mekaar af en dit beteken die potensiële energie wat afgegee word is baie min. So kyk na jou y-as. Jou y-as is potensiële energie en dis gewoonlik in kilojoules per mol. En dan jou x-as is die afstand tussen die middelpunte van die atome en dis baie klein, so dit word in pikometer gemeet of meter maal 10 tot die mag min 12. So wanneer atome redelik ver van mekaar af is, dan word is die energie wat afgegee word as gevolg van die feit, onthou as enige binding vorm, word energie afgegee. So hoe nader hulle mekaar kom, hoe meer energie sal afgegee word tot op 'n kritiese punt of die optimale bindingslengte waar die twee atome bind. Dan sal die maksimum aantal energie afgegee word en daai word ook so bindingsenergie genoem. Dis hoekom dit aan die negatiewe kant van die eie as is, want dis energie wat afgegee word. Dan hierdie waarde hierso, daar op die x-as, is die bindingslengte. So dis die twee belangrike uh dele om na te kyk. Een, bindingslengte, dis die afstand tussen die middelpunte van die atome as die binding vorm, en ook die energie wat afgegee word of bindingsenergie. Nou kom ons kyk gou na een van die aspekte wat bindingsenergie en bindingslengte affekteer, en dit is atoomradius. So kyk na hierdie twee klooratome en die twee waterstofatome wat bind. Nou waterstof is 'n relatiewe klein atoom en kloor is groterige atome. So wanneer kloor 'n binding vorm, sal die atoomradius redelik groot wees. Met ander woorde, die afstand tussen die middelpunte van die atome. Terwyl as waterstof bind, sal die afstand tussen die atome relatief min wees. So kyk jy na hierdie twee grafieke. Die groen een verteenwoordig die waterstofbinding, vir die waterstofatome wat bind. So sy bindingslengte is korter as die persgrafiek wat die klooratome voorstel. En omdat die waterstofatome nader aan mekaar is, sal die bindingsenergie hoër wees. So meer energie word afgegee by die waterstof wanneer waterstofatome bind as wanneer klooratome bind. Volgende een is bindingsorde. Nou stikstof het 3 bindings of 3 pare elektrone wat bind. Wanneer suurstofatome bind, is daar 'n dubbelbinding en wanneer fluoratome bind, is daar enkelbindings. Nou kyk gou mooi hierso. Dubbelbindings is korter of die atome is sterker, die binding, en die atome is dus nader aan mekaar. Ek het sommer 'n tabelletjie hier gemaak met hulle bindingslengte. So stikstof is 113 pikometer, suurstof is 121 en fluor is 141. Hierdie waardes sal jy nou nie weet nie. Dit kan jy gaan opsoek en jy gaan dit ook nie kry nie. Dis net om te illustreer dat jou trippelbinding is korter bindingsafstand of bindingslengte, suurstof is bietjie langer en fluor wat enkelbinding is langer. So as jy na hierdie 3 grafieke kyk, dan is die stikstof die rooi grafiek. Hier is hy, hoekom? Want hy het die kortste bindingslengte. Kom sit net geraaste plan in, kyk gou daar. Kortste bindingslengte en dit beteken die meeste energie word afgegee. Suurstof is 'n dubbelbinding, so hy het 'n effens langer bindingslengte en minder energie word dus afgegee. Terwyl fluor het die langste bindingslengte, die atome is dus die verste van mekaar af en die minste energie word afgegee. Reg, kyk na die volgende twee grafieke. Een stel CF4 en die ander een CBr4. So dis 'n koolstof met 4 fluore atome en dan is daar ook koolstof met 4 bromatome wat hom bind. Nou ons kyk na hierdie bindingslengte daar of enige van hierdie bindingslengte. Nou fluor is 'n baie klein atoom. So die afstand tussen die atome is redelik kort, terwyl bro redelike groot atom is. As jy nou sy molêre massa gaan kyk op die periodieke tabel, sal jy dit sien. En daai bindingsafstand is dus langer. So hierdie rooi grafiek stel die binding tussen 'n koolstof en 'n broomatoom voor. Hoekom? Die afstand is baie langer, bindingslengte is langer, minder energie word dus afgegee, terwyl die korter bindingsafstand en meer energie wat afgegee word, stel die koolstof-fluorbinding voor.
Kyk hierso. Hierso is nou net koolstof-waterstofbinding. So wat ons gaan doen is ons gaan hierdie enkelbinding vergelyk met daai dubbelbinding. En jy weet reeds dat dubbelbindings is korter en hulle gee meer energie af. So hierdie pink grafiek sal C2H4, dit is eteen voorstel. Dit doen jy eers in graad 12, hierdie eteen en alkene. En dan ons enkelbinding is langer, so sy bindingslengte is langer en minder energie word afgegee. So kry jy gewoon nice groen hierso. So hierdie binding stel die groen grafiek voor, daai binding daar. Dis die laaste ene.